Môre julle luister tussen koffie en genade en julle gaan vir die volgende 2 ure saam met my kuier Lisel van Sail. Die laaste tyd het ons 'n bietjie gesels oor 'n gesonde leefstyl en hoe om by goddelike rus uit te kom. So ons het verskillende elemente al bespreek en ons kom so aan die einde van die reeks, maar daar's nog so 'n paar goedjies wat ek met julle wil deel. So ons het nou al gepraat oor geestelike gesondheid, oor jou hart te beskerm en hoe belangrik gebed is in jou lewe. En dan het ons 'n bietjie stil gestaan by liggaamlike gesondheid, wat natuurlik jou eetgewoontes is, om oefeninge te doen, die aanvullers wat jy drink, om goed te slaap en ons het ook tot gepraat oor jou hormone. En dan het ons gepraat oor emosionele gesondheid, om jou emosies te reguleer, die motief van jou hart, om in vergifnis te wandel en in gesonde verhoudings. En ons het ook gepraat oor verstandelike gesondheid, wat gaan oor jou gedagtes gevange te neem, die keuses wat jy doen in jou lewe, en die mense wat 'n invloed het in jou lewe. So vandag gaan ons 'n bietjie stil staan en praat oor goddelike inspraak in jou lewe, en die krag van God se woord. Hierdie is seker die belangrikste element as dit kom om by goddelike rus uit te kom in jou lewe. So gemaak vir jou lekker koppie koffie en kom kuier saam. Ons gaan nou bietjie 'n breek vat en dan is ek nou weer terug. Welkom terug julle kuier saam met Lisel van Sail en ons praat 'n bietjie oor die krag van God se woord. Dit is seker een van die belangrikste beginsels as mens praat om by goddelike rus uit te kom. En ek wil vir julle 'n stukkie lees uit Filippense 19 vers 7. En dit sê vir ons: The law of the Lord is perfect, restoring the whole person. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Joh, julle, hierdie is 'n kragtevolle skrif, wat sê, die woord van die Here, hy herstel die hele mens. So God se woord bring ware genesing in ons lewe. Dink gou 'n bietjie aan die laaste keer wat jy nou op 'n vakansie was, of 'n plek was wat jy gevoel het, oeg, hier is paradys, ek wil die res van my lewe net hier lê en niks doen nie. Nou, hoe lank het dit jou gevat, vandat jy teruggekom het, sê nou maar jy was in Mauritius, of jy was by die Bahamas, of ek weet nie wat 'n mooi plek is daar buite nie, of jy het gaan toer in Italië, en jy het hierdie mooi plekke beleef, en nou is jy terug in jou realiteit. Hoe vinnig het dit vir jou gevat, om weer by -100 uit te kom? Want jy sien, net om so te lê, kom ons vat nou maar 'n eilandvakansie, jy lê daar langs die see, jy rus net, jy's net in die son, jy doen net niks. Dis ongelooflik goed vir jou liggaam, maar dit is net 'n tydelike fix. Want as jy nie jou van binne af volmaak met dit wat ewigheidswaarde het nie, gaan jy nie vir lang tye sustain kan wees nie, kan ek sê. So dit is so belangrik wel om jouself te recharge en te refill wanneer jy bietjie op vakansie gaan en jy rus, en dis liggaamlik vir jou baie goed. Jy vang dalk op met 'n bietjie verlore slaap, maar kom 2 dae terug en na 2 dae is jy weer so gestres en weer so moeg, en dan, soos ek sê, dan is ons weer by -100. En ons wil nie so lewe nie. So hoe kan jy rus en herstel op dieselfde tyd? Die ding is, wanneer mens nou op vakansie gaan, soos wat ek genoem het, dan is dit baie keer wanneer mens baie op mens, kan ek sê, op jou vlees konsentreer. Nie dat dit 'n verkeerde ding is nie, maar ek bedoel, jy spandeer tyd met jou familie, julle doen lekker goed, julle gaan uit en julle eet roomys, en julle, wat ook al mense op vakansie doen, speel speletjies, en daai goed is fantasties, en dit is natuurlik ook belangrik, om by rus uit te kom. Maar wanneer mens nie intentioneel tye van God se woord in jou tyd inwerk nie, gaan jy net een element kry, en jy gaan dalk bietjie rus, maar jy gaan nie noodwendig herstel nie. Want jy sien, God se woord is soos medisyne, wat vir jou die krag gee om te doen, wat jy moet doen. Nou, ons het nou gelees hierso in vers 7, wat vir ons sê, it restore the whole person. So,
Die ding is, ons moet vir onsself ook vra, hoe sien mens herstel? Is dit wanneer jy vol lewe is, jou oë glinster, jy's lus vir die lewe, jy het wysheid vir alles wat jy moet doen? Wat wil mens meer vra? Jy voel jy krag, jy het lewe, jy's geïnspireer. Nou hoor gou bietjie wat sê die volgende vers. En ons is nog steeds hierso by Psalm 19 vers 8. En dit sê, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure and bright, enlightening the eyes. En dit is vir my so mooi beskrywing, want weet julle wat? Jou oë is wat jou weggee. Want dis in jou oë waar jy lewe sien, en dis in jou oë waar jy donkerte en depressie en hartseer sien. Iemand se oë gee letterlik weg wat in hulle siel aangaan. Want hulle sê jou oë is die vensters na jou siel toe. En net soos jou liggaam vitamines nodig het om te oorleef, het jou siel en jou gees daagliks God se woord nodig om jou siel en jou gees te voed. Want dit is hoekom ons partymal so oorweldig voel en ons het al hierdie probleme, want weer eens ons fokus is nie noodwendig dan op die woord nie, maar ons fokus is op die probleme wat ons moet hanteer en al die uitdagings. En as jy nie jouself daagliks gaan vul met God se woord nie, gaan dit jou leegtap en gaan jy verseker nie in God se rus kan wandel nie. So ons gaan 'n bietjie deur die loop van die oggend paar Bybelversies gaan opsoek en bietjie lees, want kyk, daar's hordes en ek moes nou mooi gaan kies en gaan keer het, want as jy net eers begin soek na die woord gee lewe en die waarheid van God se woord, dit is 'n endless pit, kan ek sê, dit hou net aan en dit hou net aan, want daar's soveel lewe, daar's soveel wat ons kan leer uit God se woord. So ons gaan nou net gou weer 'n bietjie breek vat. Gaan kry jou Bybel en kom lees bietjie saam. Ons gaan 'n paar skrifte deurlees van hoe awesome is God se woord vir ons. Maar besef ons dit en maak ons dit ons eie vandag. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor die krag van God se woord. So God se woord is soos vars lug wat ons elke dag in moet asem. Kom ons lees 'n bietjie in 2 Timoteus 3 vers 16. En hierdie is so 'n wonderlike skrif om vir ons te verduidelik die krag van God se woord. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproving, and conviction of sins, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will. En nou hoor hoe mooi verduidelik hy dit in die Amplified. It's to conformity to God's will in thought, purpose en aksie. Dit is om jou gedagtes, jou doele en jou aksies in lyn te kry met dit wat God se wil vir jou lewe is. So as jy in gehoorsaamheid wil wandel, moet jy eerstens jou gedagtes kan beheer en gedissiplineerd wees oor wat jy dink. En dit is wat God se woord vir ons doen. Elke woord wat ons uit die Bybel uit lees, is soos vars lug wat God kom en hy blaas dit in ons lewe in. Dit leer ons, dit vermaan ons, dit korrigeer ons om die regte ding te doen. En dan het ons nou hierdie woord van die Here sodat ons moet gestres wees en geburn-out wees en oorweldig voel en die heeltyd net voel, o Here, ek kan nie survive nie. Nee, verseker nie. God se woord gee vir ons juist dit en dit rig ons toe, of ja, dit ris ons toe om dit te doen wat ons veronderstel is om te doen. En dan is dit 'n ding van wat jy insit in die lewe, is dit wat jy gaan uitkry. En dan moet jy vir jouself vra, hoeveel keer per dag dink jy aan God se woord? Hoeveel keer per dag bely jy dit? Of eintlik moet ons vra, wat is dit
wat jy bely. Want as ons nie woorde gaan praat uit God se woord uit nie, gaan ons menslike woorde praat en dit gaan dood wees en dit gaan die heeltyd negativiteit wees van, weet jy wat, ek is nou maar net hoe ek is, dis nou maar my persoonlikheid, ek gaan nooit kan verander nie. Of, ek sal dit nooit reg kry nie, nee, dit is buite my vermoë, ek kan nie dit doen nie, of dit is nou te groot vir my, dit is te swaar vir my, en weet julle wat, mens voel altyd jy skiet te kort as jy dit in jou eie krag gaan doen. Maar die Here sê, hy gee vir ons alles wat ons nodig het, om te doen en te werk wat die regte ding is om te doen. En dit is weer eens daai skrif wat ons gelees het in Spreuke 23 vers 7, wat sê, soos 'n man dink in sy hart, so is hy. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wie in die woord het hierdie nou gesnap en het dit 'n werklikheid gemaak vir hulle. En as daar een is wat die beloofde land ingeneem het, was dit Josua. So kom ons lees bietjie wat skryf hy in Josua 1 vers 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. En daar is die eerste sekret wat deurkom, is hy dag in, dag uit, mediteer op God se woord. Hy mediteer nie op sy probleme nie. Hy mediteer nie op die reëse en die al die probleme wat hy moet oplos nie. Hy mediteer op God se woord. That you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosper. And then you should deal wisely and have good success. So jy kan net verander wanneer jy begin die waarheid van God se woord implementeer in jou lewe. Nou baie mense probeer verander. Dit is nou byvoorbeeld, jy kan nou sê, jy is 'n appelboom en nou probeer jy baie hard 'n peerboom wees. En jy sê, ek wil pere maak, maar jou aanhou appels maak. Want onthou wat ons gesê het, wat jy insit is wat jy gaan uitkry. So as jy regtig die vrug wil dra, wat die woord vir ons sê ons moet dra, is om tyd te spandeer en dit op te eet. En ek weet ook, daar was, ek dink dit was Jeremia of Jesaja, een van hulle het 'n profetiese woord gegee en die Here het gesê, jy moet letterlik dit eet. En dis vir my so simbolies van hoe ons die woord van God moet eet, want soos jy deur die woord van God werk, wat doen die woord? Dit was jou skoon. Dit wys vir jou wat is daar in jou lewe wat nog nie reg is nie. Dit help jou om op die regte pad te kom en by dit uit te kom wat God vir jou instoor het. So Efesiërs 5 vers 26 sê vir ons die volgende. So that he might sanctify her, having washed her by the washing of the water with the word. So God se woord is daar om ons te vorm, te herstel vir die doel wat hy vir ons instoor het. Met ander woorde, dat jy nie hoef bang te wees om dit te face wanneer iets 'n probleem kom nie, maar die woord gee vir jou die krag om te face wat ook al jy moet doen deur die dag. Enige take en probleme en situasies en by die werk, in die verkeer, as jy kinders by die skool moet gaan aflaai, elke liewe uitdaging wat jy voel is buite jou beheer, gee die Here vir jou die kapasiteit wanneer jy jou sterkte by hom gaan soek. So wanneer jy oorweldig voel en jy voel uitgebrand, spandeer tyd in God se woord. Dis weer tyd vir ons om die green pastures te gaan soek, wat Filippense 23 van praat. So kom ons gaan lees 'n bietjie verder en ek gaan nou na Efesiërs 4 toe gaan. En ons gaan lees van vers 22 af. En hier verduidelik hy ook vir ons hoe ons ou natuur moet afsny. Nou, hoe dit gebeur is, soos jy jouself was met die waarheid van God se woord, so begin jy jou vrug aan te pas om te word wie God wil hê jy moet wees. So hy sê, strip yourself of your
your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterize your previous manner of life, and become corrupted through lust and desires that springs from delusions. Nou, hy sê ons moet al hierdie vleeslike goed en die vleeslike mens neerlê. En dan gaan hy verder en ek wil 2 verse aangaan. Efesiërs 4 vers 24. Dan sê hy, and put on. So jy moet nou iets doen. Dis nie net van jy moet nou die ou mens afsny en daar gat jy nie. Jy moet nou 'n volgende aksie doen. Jy moet die een uittrek en jy moet die ander een aantrek. Nou hy sê dan in vers 24, and put on the new nature, the recreated self, created in God's image, godlike in true righteousness and holiness. So om die ou af te sny en die nuwe aan te trek, wat het ons nodig om dit te doen? En die versie tussenin gee vir ons die antwoord. En dis Efesiërs 4 vers 23. En hier verduidelik hy vir ons en hy sê, and be constantly. Is dit net 'n eens-af ding? Nee, dis constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. Julle, as ons hierdie ding gaan snap, gaan ons anders te begin praat. Ons gaan anders te begin redeneer. Ons gaan met krag en autoriteit kan begin opstaan. So jy moet die hele dag met jouself praat. So wat is dit wat jy vir jouself sê? Is dit konstante negatiewe gedagtes en evil forebodings en word jy depressief en mismoedig want jy konsentreer net op dit wat negatief is? Of vat jy vas en jy renew your mind en jy vat dit nou vas en jy sê ek gaan nou 'n nuwe mental attitude hê. Ek gaan nie meer so klaanmou nie. Ek gaan nie meer rondskarrel nie. Ek gaan nie meer vreesagtig raak nie. Ek gaan nou sê bly stil as ek negatiewe gedagtes kry. En ek gaan ophou sê ek kan dit nie help nie. En ek gaan begin verantwoordelikheid vat vir my aksies. Die grootste probleem kom in wanneer ons nie die nuwe natuur aantrek nie. En ons maak die hele tyd verskonings hoekom ons nie kan wees wie ons veronderstel is om te wees nie. So aan die een kant is dit ons hou van ons gemaklike vleeslike lewe. So ons maak verskonings. Weet jy wat, ek kan dit nie help nie. Dis maar net hoe ek hou daarvan om dit nou so te doen. Want dis daar heeltyd 'n verskoning, mense wil nie verantwoordelikheid vat nie, maar aan die ander kant is dit maar eintlik net hardkoppigheid, trots en eie sinnigheid. Want ons moet die hele tyd teachable wees en sê, Here, ek wil nie meer compromise nie. Ek wil doen wat U woord sê ek moet doen. Want dit is hoekom ons uitgeput is. En dit is wat ons onstabiel maak. En dit is wat ons die hele tyd rondgooi. En dan is ons hier en dan is ons daar. En ons die hele tyd confusion. En daar's geen vastigheid nie. Want as jy nie op die woord van God jou gedagtes gaan ek wil nou te sê in Engels, set your mind and keep it set. As jy dit nie op die God se woord gaan vasmaak nie, gaan alles om jou rondgooi. Mense gaan jou rondgooi, want jy gaan 'n people pleaser wil wees. Maar die woord sê, ons moet dag en nag mediteer op God se woord. So kies verstandelike rus, deur om tyd te spandeer in God se woord. Want daar gaan jy vrede kry. En daar gaan jy al jou worries beginne oorwin. Want ons moet nie warriors, ons moet warriors wees en nie warriors wees soos worry oor alles nie. So wanneer jy begin jou probleme na die Here toe vat en jy begin agter te kom wie hy vir jou is, dis wanneer die rus en vrede kom in mense lewe. En dit sê dit so mooi in Psalm 55 vers 22 waar hy sê, cast your burdens on the Lord, release the weight of it, and He will sustain you. He will never allow the unconstantly righteous to be moved, made to slip, fall,
or fail. So met ander woorde, wanneer jy kies om die weight van al jou worries op die Here te plaas, dan gaan hy jou sustain. En jammer dat ek dit nou so in Engels verduidelik, maar dit is net vir my so mooi soos hierdie skrif dit verduidelik. So as almal kan kies, gaan ons 'n worried Martha wees wat die heeltyd worry en skarrel, die heeltyd onrustig is, die heeltyd rondhardloop om alles te beheer en die heeltyd probeer planne maak want dit moet nou hierdie kant toe en dit moet nou daai kant toe gaan, of gaan ons 'n Maria wees wat by Jesus se voete gaan sit en te sê, Jesus, gee my vrede, gee my rus. Weet julle wat, daar gaan jy stabiliteit kry. Daar is geen confusion meer nie. Daar's vastigheid. Die ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy gaan nie meer rondval nie. Jy gaan nie die een dag weer opvoel en dan die volgende dag afvoel nie. Jy gaan stabiel wees. Want as daar een ding is daar is konstant uitdagings. Daar is konstant probleme wat ons moet oplos. Maar dit moenie jou stabiliteit of jou geluk bepaal nie. Die woord van die Here moet ons stabiliteit wees. Want die woord sê vir ons waar ons krag vandaan kom. Ons gaan so vinnige breek vat. En dan gaan ons gou-gou 'n paar skrifte uit Psalm 119 lees, wat vir ons so mooi verduidelik, wat is die woord van God vir ons. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie lees in Psalm 119. En ons gaan 'n bietjie kyk wat Dawid hier vasvat. Wat die woord van die Here vir ons beteken. En weet julle, dis 'n ongelooflike amazing Psalm. As mens nou nie weet eintlik waar om te begin nie. En jy wil jouself net 'n bietjie volmaak met God se woord. Is dit 'n fantastiese Psalm om dit skrif vir skrif te lees. En ek meen ons oor die 100 skrifte in Psalm 119 en elke dag 'n skrif te vat en dit te bid oor jou lewe. En dit vas te maak dat die woord van God jou krag en jou volheid sal wees. So kom ons kyk 'n bietjie die eerste ding wat dit vir ons sê is, die woord is daar om vir ons te wys dat sonde wil ons vernietig, maar wanneer ons op God se woord staan, dan is ons vas. En dit is juist daar om toe te laat dat sonde jou nie vernietig nie. Dit is in Psalm 119 vers 9. So ons gaan by vers 9 begin. How shall a young man cleanse his way? By taking heed and keeping watch on himself, according to your word, conforming his life to it. So hoe gaan jy keer dat die sonde jou oorkom, is om jou te keer dat die sonde in jou skoon te was deur God se woord en ook dat die woord jou vorm soos God wil hê jy moet wees. Die tweede ding wat die woord vir ons doen is dit maak jou oë oop vir die waarheid. En dit is in vers 19. Open my eyes that I may behold the wondrous things out of your law. So Here, wys vir my, wat is dit wat U vir my in my woord in die woord wil sê? Julle, ons kan nie in religion wandel nie. Ons kan nie net die woord doodliks lees nie, as ek dit so kan stel. Ons het die gees van die Here nodig om dit vir ons te openbaar, sodat dit vir jou lewende krag kan gee. En dit is wat Jesus van gepraat het, van die strome van lewende waarheid. En dit is, kom ons by die derde punt, dit beraad ons, en gee vir ons raad. En dit is in Psalm 119 vers 24. Your testimonies also are my delight and my counselors. Die Bybel het soveel verhale wat vir ons leer. Luister, moet dit nie so doen nie, of moenie so wandel nie, want dan gaan dit en dit en dit met jou gebeur, nie? So ons kan uit al die Bybelstories uitleer. Dan nommer 4 is, dit versterk ons. En dit is vers 28. My life dissolved and wept itself away from heaviness. Rise me up and strengthen me according to the promises of your word. Julle, en hierso vat hy 'n fantastiese beginsel vat.
Vas, as jy baie burnt out voel en jy voel, jene, ek kan nie meer nie en jy's op 'n laagtepunt, dit is wanneer jy aan die beloftes van die Here moet vashou. En sê, Here, ek kan nie nou die uitkoms sien nie. Ek kan nie nou sien wat U beloof het nie, maar U promises. Ek weet U het vir my sekere goed beloof en ek sal op dit staan en op U woord. Nommer 5 is, dit gee vir ons wysheid. Vryheid. Ons gaan nou by die wysheid uitkom. Dit gee vir ons eerstens vryheid om vry te wees en nie vasgevang te wees nie. Want onthou, die sonde wil jou vasvang en die vyand wil jou vasvang. Hy beloof vir jou vryheid. Hy sê, luister, doen net wat jy wil, dan is jy liberty, dan is jy vry. En dis nie die waarheid nie. Dit is om in God se woord te wandel, dan word jy vry. Want jy's nie meer gebonde aan jukke wat jy wil aftrek nie, maar die Here dra dan jou burdens vir jou. En dis in vers 45. And I will walk at liberty and at case, for I have sought and inquired for your precepts. En die ding is, ons moet die hele tyd gaan kyk, Here, wat sê die woord? Wat is die waarheid? Want die waarheid sal jou vry maak. En nommer 6 is, dit laat jou fokus op dit wat reg is om te doen. En dan gaan jy nie meer jou tyd mors met onnodige doele en dinge in jou lewe nie. En dis in vers 37. Turn away my eyes from beholding vanity, idols and idolatry, and restore me to vigorous life and health in your ways. Nommer 7 is, dit gee vir jou ondersteuning juis wanneer jy uitgebrand is. En dit is vers 50. This is my comfort and my consolation in my afflictions, that your word has revived me and given me life. Dan kom ons by nommer 8. En dit is nou waar die wysheid inkom en insig en om understanding te hê. En ek wil hierso vir ons lees vanaf vers 98 tot 100. You, through your commandments, make me wiser than my enemies. For your words are ever before me. So hy lees dit weer eens. En Dawid praat baie ook van mediteer dit op 'n dag en nag. En dan gaan hy verder. I have better understanding and deeper insight than all my teachers, because your testimonies are my medication. Meditation, ja, dis medikasie ook, maar dis meditation, dis presies waarvan ek nou praat, van hy sê, hy mediteer op sy God se woord, en wat sy waarheid is. En dan die laaste versie sê vir ons, I understand more than the aged, because I keep your precepts, hearing, receiving, loving and obeying them. Julle, hoeveel keer luister ons net na God se woord? Maar ons pas dit nie toe in ons lewe nie. Ons laat nie dit lewe gee in ons gees nie, want onthou God se woord is so saad wat gesaai word in jou gees, mens, en dis hoekom ons dit daagliks moet eet en daagliks moet lees. Nommer 9 is, dit gee vir jou rigting en laat jou nie meer so de mekaar voel nie. En dis wat ek nou ook gesê het, dit gee stabiliteit. En ons lees hierso in vers 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So die woord van die Here wys vir jou duidelik, loopie, moenie hier afdraai nie, moenie daar afdraai nie, loop net in my woord. En dis hoekom mens eintlik ook daai teachability nodig het, om te sê, Here, ek wil nie my eie pad volg en my eie idee volg nie, ek wil net doen wat U vir my sê om te doen. En dan kom ons by nommer 10. Dit gee ons dit wat ons nodig het deur moeilike tye, en dit gee vir jou hoop wanneer jy hopeloos voel. En dit is vers 116. Uphold me according to your promises. En ons het nou al gepraat oor die promises, nie? That I may live, and let me not be put to shame in my hope.
So dit is so belangrik om hierdie woord te vat en veral die psalms. Julle, ons kan die psalms is 'n fantastiese boek om te vat en te bid daaroor en dit deel te maak van jou daaglikse lewe. En dit is weer eens waar ek so 'n paar weke terug gepraat het oor stilte tyd, wat ek gesê het om stil te staan en net asem te haal. So jy vat die woord van die Here en jy asem in en jy vat dit in. En jy maak dit deel van jou daaglikse lewe. Ek wil net so laaste versie lees in Psalm 119 en dis vers 81. Hoor bietjie hoe amazing is hierdie skrif. En hy sê, my soul longest and grow faint for your salvation, but I hope in your word. So dit is juist hier waar ons naderhand 'n craving kry, en dit is soos wanneer jy 'n craving kry vir chocolates of vir een of ander iets wat jy nou baie graag wil hê. Ons moet naderhand 'n craving kry vir God se woord, want ons moet agterkom hoe belangrik dit is, want weet julle wat die Here sê ook, He hides away wisdom and he stores it up for the righteous, vir die wat hom soek in opregtheid en integriteit. So ek wil net hierdie deel of hierdie sessie net afsluit met paar tips wat ek vir jou wil gee van hoe kan ek meer in God se woord spandeer? En baie mense sal sê, "Jog, maar hoe hou ek stilte tyd? Waar begin ek?" En die beste plek om te begin is natuurlik Spreuke en die Psalms. Dit is fantasties want hier gaan jy hoop kry en dit gaan vir jou geloof bou. En dis hoekom dit so belangrik is om wysheid en beginsels, want die ding is, onthou die Here kyk na een ding. Hy kyk na jou hart. Want uit jou hart uit gaan die regte vrugte vloei. En dit is hoekom dit ook is, dat mens moet wysheid gaan soek. Jy moet gaan beginsel soek. Hoe moet ek lewe? Here, hoe lyk u wil? Begin by die Psalms en gaan begin by Spreuke. Dis altyd 'n goeie plek om te begin, want daar's soveel goddelike beginsels wat daar vasgevat is. En dan sal ek sê, lees een van die Gospels. Ek is elke kwartaal dan lees ek 'n ander Gospel. So daar's 4 Gospels, so die eerste kwartaal as byvoorbeeld Matteus lees, dan sal ek Markus lees, dan sal ek Johannes lees, dan sal ek Lukas lees. En weet julle wat, volgende jaar doen ek weer presies dieselfde. En wat so amazing is, jy word nie moeg daarvoor nie. Want nou ewesklik lees ek, ek het hierdie skrif heeltemal laas gemis. Wat is dit wat gebeur het? En jy dink, jy ken hierdie storie al van Jesus. En weet julle wat, dit is partymal die hartseer van dit alles. Want baie mense ken Jesus. Baie mense weet van Jesus. Maar weet julle wat, hoeveel mense dink hulle is weergebore, maar hulle het nog nie 'n commitment gemaak teenoor Jesus nie. Hulle dink hy's oulik, hulle is lief vir Jesus, hulle is mal oor Jesus, hulle sal tot Jesus stories kyk, hulle sal praat oor Jesus, maar wee as daar moet gecompromise word of iemand, jy's in 'n situasie en nou moet jy opstaan vir jou geloof, dan flip jy net so maklik, want jy het nooit 'n commitment gemaak nie. Jy het nog nooit jou lewe neergelê en gesê, Jesus, ek wil nie net dit doen want my ouers het my vertel van u nie. Ek wil nie net dit doen want ek gaan kerk toe nie. Ek wil dit doen want ek is 'n sondaar en ek het u nodig. Daar moet 'n dag en datum wees wat jy tot bekering gekom het. Anderste is dit net van, ek volg Jesus want ek weet hy's oulik, maar ek volg hom nie want ek het nog nie my lewe vir hom gegee nie. Julle, en daar's 'n groot verskil. En dis hoekom dit so fantasties is, want ons dink ons ken hierdie Gospels al uit ons kop uit. Ons dink ons verstaan al die storie van waar ons is nou in die season waar ons nou gaan celebrate van Kersfees en Jesus se geboorte en alles. Ons ken die storie, ons ken die stalstorie. Maar is hy regtig jou God? Dan sal ek ook sê, fantastiese boeke. As jy praat van washing by the word, is dit natuurlik Paulus se boeke. Efesiërs, Galasiërs, Kolossense, tot 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, al daai boeke is wonderlik. En kyk, ek is mal oor Petrus ook, Petrus en Klein Johannes boeke, 1 Johannes, 2 Johannes, fantasties. Al daai is vir my ongelooflike amazing boeke wat jou help met
beginsels en ek trek die aan, doen dit so. Hoe lewe ek nou hierdie Christelike lewe? So, die groot ding is om 'n daaglikse besluit te neem van, okay, doen net iets, kan ek amper sê, besluit. Here, ek kan nou nie vir ure en ure nou al, ek kan nie vir 'n uur Bybelstudie doen nie, maar vir 10 minute gaan ek gou op my Bible app gaan, ek gaan luister na dit, ek gaan hierdie ding doen, en ja, julle, daar is oulike videoetjies op Instagram, op TikTok en al hierdie dinge, maar die punt wat ek ook wil maak is, kom ook in die woord. Moenie net dit tweedehands hoor nie. Gaan hoor dit vir jou self. Want soos ek nou nog gesê het, en ek wil eintlik dit vir jou vra, wie is Jesus vir jou? Wie is God die Vader vir jou? En wie is die Heilige Gees vir jou? Jy moet met al drie in verhouding staan. En die ding is ook, dan gaan mens begin die vrug sien in jou lewe. En dan gaan jy die verandering begin sien. Want dan gaan jy, waar jy altyd gevoel het, ek moet Bybel lees, en ek moet nou bid, en ek moet nou hierdie goed doen, en is eintlik boring vir jou, en jy raak eintlik aan die slaap in die kerk, nou wil jy dit doen, want jy die lewende waarheid ontdek. Jy's nou in die wynstok. Jy sien nie meer apart nie, jy's nou in die lyn, en jy sê, Here, kom met die woord, en kom verander my, en kom vernuwe my. So ons gaan so vinnig 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor, wat is in jou hart, en hoe hierdie woord gesaai word in jou hart, en hoe dit jou lewe kan transformeer. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ag, is so lekker om vanoggend met julle 'n bietjie te praat, oor God se woord en sy waarheid, en hoe dit 'n invloed het in jou lewe. Vandag gaan ons 'n bietjie nou gaan ons 'n bietjie verder gaan, en ons gaan nou klomp stukke lees in die Bybel, en as jy wil, kan jy saam lees. Ek wil eers vir ons lees in 1 Samuel 16 vers 7, want ons gaan nou 'n bietjie praat oor die kondisie van jou hart. Want kyk, soos ek gesê het, wat in jou hart is, dit vloei uit. Die lewe en die dood vloei uit jou hart uit, en dis baie keer hoekom ons in uitbranding sit. So kom ons lees 'n bietjie, wat sê dit hierso? But the Lord said to Samuel, look not on his appearance, or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as men sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord look on the heart. En hierso verduidelik hy ook die hele konsep van God kyk anders na mense, as wat ons na mense kyk. Want Samuel, kom ons praat in Afrikaans, Samuel moes vir koning Dawid gaan salf het. Hy het nou nog nie vir Dawid ontmoet nie, en hy het nou eers vir Jesse gesê, luister, bring vir my al jou seuns, en dit was van die grootste en die sterkste warriors, en van die jongste tot, nou sonder Dawid, die oudste tot die jongste sonder Dawid, het die Here gesê, nee, en toe sê hy, maar het jy nou nog 'n seun? Toe sê hy, ja, die jongste een, hy's daar in die veld ergens. En as jy nou nog nie daai storie gesien het van David se hels nie, gaan kyk bietjie daai reeks, dit is vir my so mooi uitbeelding van die hele verhaal van Dawid, maar die lank en die kort is, hier kom die oukie wat hulle die minste gedink het, gaan die koning wees. En julle en al die konings wat daar was in Israel, was Dawid die beste man. En kyk, hy het ook maar sy foute gehad, maar hy was 'n man na aan God se hart. So kom ons lees sommer nou uit een van Dawid se boeke, daar in Psalm 26 vers 2. En dit is wat ek wil praat van, die attitude wat hierdie man gehad het. En hy het so 'n fantastiese verhouding ook gehad met God se woord. En dis hoekom ons nou Psalm 119 ook gelees het. So Psalm 26 vers 2. Examine me, O Lord, and prove me, and test my heart and my mind. Julle, hier raak hy twee baie belangrike goed aan. Want wat binne in jou is, gaan uitkom. En hy praat hier van jou hart en jou gedagtes. As ons daai twee goed kan beskerm en beheer, dan kan jy 'n lewe van oorwinning lewe. En dan gaan jy definitief minder burn-out hê in jou lewe. So ek wil vir jou vra, wat is in jou hart?
Wat is dit regtig wat die motief is van jou hart? En ons het nou 'n paar dinge bespreek die afgelope tyd, van hoekom doen ons wat ons doen? En hoe gaan jy weet, wat is iemand se motief? Dit kom uit deur hulle woorde. En dan ook nog, partymal jok mense, want hulle is nou people pleasers, hulle sê vir jou wat jy wil hoor, maar dan het jy die volgende ene, dis die aksies. So woorde en aksies moet in lyn wees, dan weet jy wat in daai een se hart aangaan. So jy gee letterlik jou motief van jou hart weg deur jou aksies. Wat is dit wat hulle praat? Praat hulle die heeltyd oor hulle vrese en hulle probleme en hoe oorweldig hulle is? Of praat hulle oor hoe God hulle gaan red en hoe die Here gaan voorsien en die woord van die Here wat die waarheid is? Hoe word iets deel van jou lewe? En dit is hoekom dit so belangrik is om te gaan kyk, wat belê jy in die eerste plek in jou hart? Hoe bepaal jy die kondisies van iemand se hart? Dis deur dit wat hulle hoor, dink, en dan deur hulle praat, aktiveer hulle dit. So dis hoekom dit so belangrik is, en ek hoop julle hoor my vandag, om die woord wat gesaai word, om dit deel te maak van jou hart, en laat dit jou hart kom vernuwe en verander en draai na die waarheid van God se woord. Kom ons lees 'n bietjie in Romeine 12 vers 21, voordat ons by Lukas 8 gaan uitkom, en ons gaan 'n hele stuk lees in Lukas 8 saam, so jy kan so lank soontoe blaai, maar ek wil gou vir ons in Romeine 12 vers 21 lees. Dit sê, do not let yourself be overcome by evil, but overcome and master evil with good. So moenie toelaat dat hierdie evil gedagtes wat in jou gedagtes is, soos, dit sal net nooit uitwerk nie, dit help nie jy's positief nie, want net as jy dink iets gaan gebeur, dan kom daar nou 'n teleurstelling. So moenie nou niks verwag nie, want anders is jy nou teleurgestel. En ons het al hierdie inner vows wat ons toelaat in ons lewe, omdat ons seer gekry het in verhoudings, of omdat ons teleurgesteld was in die verlede, en dan kry ons vrese in ons hart, en dan saai ons nie goeie saad in ons lewe nie. So kom ons gaan staan nou 'n bietjie stil in Lukas, en ons gaan begin by Lukas 8, vanaf vers 5, en ek gaan vir ons 'n hele stuk lees tot vers 8, so ek wil julle die hele verhaal lees, want hier is baie beginsels wat hier vasgevat is, en hy praat van, a sower went out to sow seeds, and as he sowed, some fell along the travelled path, and was trodden underfoot, and the birds of the air ate it up. And some seeds fell on the rocks, and as soon as it sprouts, it withers away because it has no moisture. And other seeds fell in the middle of the thorns, and the thorns grew up with it and choked it. And some seeds fell into good soil and grew up and yielded a crop of 100 times as great. As he said these things, he called out, he who has ears to hear, let him listen, and let him consider and understand by hearing. Julle, hier is soveel goed wat Jesus hier vasvat, waar hy die eerste plek praat van God se woord, en hoe dit saad is wat gesaai word. En julle, dit is die kruks waarom alles draai in hierdie lewe. Is woorde wat daar buite hardloop. Ons het woorde oor nuus, ons het woorde oor TikTok, ons het woorde oor die TV, ons het woorde oor musiek. Al hierdie is sade wat gesaai is. En die mate, nou dis hoekom Jesus, nou wag, laat ek nou nie vooruit hardloop nie. Jesus eindig af en hy sê, julle wat ore het om te hoor, luister. En wat hy probeer sê het is, nie almal gaan hierdie snap nie. Nie almal gaan verstaan nie, nie almal gaan understanding hê nie, maar die woord van die Here word gesaai, maar die kondisie van jou hart bepaal of jy ontvangbaar gaan wees of nie. En dit is wat Jesus probeer sê.
Hy sê, het jy die kapasiteit om dit wat ek vir jou probeer deurgee te vat? Het jy 'n kruik? Nou ons het daai tyd in die Bybel, sy praat baie van kruike en hulle praat van gebroke kruike en daar's baie simbolie aan kruike en ek wil dit dan sommer as 'n voorbeeld gebruik. Het jy 'n kruik wat dit kan vasvat? Het jy die kapasiteit om dit wat die Here vir jou wil gee te vat in jou hart? Of probeer ons skep uit gebroke kruike uit? Wat nie meer werk nie, wat lek en dan mis ons wat hier aangaan. Nou wil ek die verduideliking vir julle lees en ons ken almal hierdie, maar daar is soveel belangrike beginsels wat ons hier moet vasvat. En ek gaan nou lees in Lukas 8 en ek gaan vers 10 tot vers 15 vir ons lees. He said to them, to you it has been given to come progressively to know, to recognize and understand more strongly and clearly the mysteries and secrets of God's kingdom. En dis wat hy vir hulle probeer sê. Nou onthou as julle ook nou saam met ons die Chosen gekyk het, wat nou die laaste tyd uitgekom het van die Last Supper, dan kan jy begin sien, hierdie disippels verstaan nie lekker wat Jesus vir hulle sê nie, maar hy is die heeltyd besig om vir hulle al meer secrets te reveal, want hulle kon glad nie verstaan dat hy soos 'n lam moes gekruisig geword het en wat was die simbool van dit nie. En dan gaan hy verder en hy sê, but for others they are in parables. Hulle kan nie verstaan nie, hulle het nie insight nie. So that, though looking, they may not see, and hearing, they may not comprehend. En dis hoekom ons moet bid, Here, maak my geestelike ore oop, dat ek die secrets kan ontdek van die woord. Nou dan gaan hy aan. Now the meaning of the parable is this. The seed is the word of God. Those along the traveled road are the people who have heard it. So dit is nou soos hoe jy gaan en jy vertel vir mense van die Here. En dit is ook half 'n manier om vir jou vryheid te gee. As jy dit nou sien, dit is die 4 verskillende groeperings wat hulle nou hiervan praat is. En ons gaan nou praat, so dis eintlik net 25% hierdie comprehension gehad om te kan hoor en het kon die goeie saad vat en dit het vrug geskiep. So baie keer saai ons en ons is, Here, maar hierdie mense hoor my nie, en hulle sê, maar nie almal gaan verstaan nie. En dis wat dit is. Maar dan gaan hy aan. So those along the travel, okay, then the devil came and carried away the message out of their hearts, that they may not believe, acknowledge me as their Savior, and devote themselves to me and be saved. So met ander woorde, en hulle sê, die prins van hierdie aarde verblind mense se oë. So baie mense is verblind, so moenie met argumente en hulle probeer argumenteer in God se koninkryk in nie. Ons moet net saai, en die Heilige Gees moet kom, laat die vrug skiep. En dan sê hy, and those upon the rocks are the people when they heard the word, received and welcome it with joy. En jy kry baie van hulle. Ja, ek wil Jesus aanbid. Ek wil gered word, maar wee, as hulle moet agterkom, hulle moet sterf in hulle self. Dan begin die moeilikheid kom. Want daar's nie roots nie, dan sê hulle, but these have no root. En nou wat is jou roots? Die roots is wanneer jy jou wortels skiet in die woord van God en jy doen Bybelstudie en jy leer van die Here en jy kom agter, maar hoe lyk 'n Christen? Hoe moet 'n Christen optree, nê? Ons lyk nie soos die wêreld nie, ons gaan anders te lyk. En hoe is dit? Dan gaan hy aan en sê, they believe for a while, and in time of trials and temptations fall among, withdraw and stand aloof. So die oomblik toe dan moeilikheid kom, en die oomblik toe hulle nou, aanvalle kry, is jy nou 'n Christen, en jy's nou nie meer cool nie, toe val hulle somme weg, want daar was nie vastigheid nie. Hulle het dit gedoen, hulle wou Jesus volg, want hulle het gedink is 'n goeie idee, maar hulle was nie in hulle harte, totaal en al in oorgawe, om te sê, Here, ek kan nie sonder U nie, ek het dit nodig nie, en dis waarvan ek praat van ware bekering, is wanneer jy met alles, al jou faculties, jou gedagtes, jou hart, jou alles bring jy na die Here toe. Anders is jy hier tussenin, dan is daar nie vastigheid nie. Dan gaan hy aan en sê, and
As for those who fell along the thorns, these are the people who heard, but as they go on their way, are choked and suffocated with the anxieties and cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not ripen for the maturity and perfection. So die vrug het begin ontwikkel, maar hy dood gegaan van die worries en die vrese van die wêreld van nee en ook natuurlik soos hy sê, materialisme het hulle weggetrek en gesê, Here, ek geniet my parties meer as U. En hulle wou eerder die lekker lewe gaan lewe, die easy lewe. En op die ouene is daai nie easy nie, want hy het sy eie probleme, nie? En dan kom ons aan die einde. But as for that seed in the good soil, these are the people who, hearing the word, hold it fast in a just, noble and virtuous and worthy heart. En dis waar ons uit wil kom by die hart. And a worthy heart, and settling, bringing forth fruit with patience. So met steadily fruit, so hulle het aanhoudende vrugte, en hulle dra vrug, dit hou net nie op nie. So eerstens kry jy die duiwel wat jou met unbelief wil wegtrek, van nee, dit is eintlik, nee, weet jy, hierdie Christen lewe is nou nie vir my nie, en allerhande ander redenasies wat hy kom, en dan versteel hy die woord. Die tweede is dit, geen vastigheid nie, jy's nie vas om te staan, jy weet nog nie die woord ontvang nie, so die eerste probleem wat jy kom, julle sien, die Here is nie daar nie, hy bestaan nie. En wat daai mense nie besef nie is, die probleme gaan aanhou. Maar nou moet jy leer om in geloof te staan, waar jy altyd die redder moet wees, nou moet jy die redder vertrou om jou te red. En die derde een is natuurlik die worries en die bekommernisse van die wêreld, en natuurlik ook jou vleeslike begeertes. En dis net die vierde groepering wat regtig by die Here uitgekom het. En ek wil vir ons net sommer lees daar in Psalm 57 vers 7. En hy sê, my heart is fixed. Hy is stabiel. Hulle is ingekoop. Hulle sê, my heart is steadfast and confident. Julle, en hoe gaan ons daar uitkom? Hoe kry mens dit reg dat jou hart jou nie meer verlaat nie? Ek bedoel, en as jy's nou vreesbevange en jy's nou bekommerd en jy sê, Here, ek kan nie hierdie Christen ding doen nie. Dan, soos ek sê, jy's op en dan's jy af en daar's geen vastigheid nie. Dis hoekom ek sê, julle, ons moet in die woord kom. Ons moet oor die woord, jy moet oor dit mediteer. Ek weet toe ek my man net getroud was ek ook glad nog nie geestelik waar ek vandag is nie, maar ek onthou daai tyd het ek soveel goed wat ek nie verstaan het in my lewe, en ek was nog baie de mekaar, mense is nog baie jonk, ek praat hiervan, jy's 23, 24, jy's nog begin van jou lewe, Here, gaan U voorsien, hoe gaan ons toekoms lyk, wat is in stoor vir ons, jy het soveel vrae, en jy weet nie hoe gaan dit lyk nie, maar ek onthou net, ek het skrifte gevat, en dan het ek het so teen die mure geplak, en dan het ek het bely. Finansiëel het dit nie noodwendig op daai stadium goed gegaan met ons nie. Daar was klomp ander dinge wat ons moes gefeis het, maar ek en my man het gesê, Here, ons gaan U ons bron maak, en ons het op daai skrifte begin staan, en ons het dit bely. Ek dink is as gevolg van daai skrifte wat ons so bely het, wat ons die vrug sien vandag in ons lewe, want ons het vasgestaan in die waarheid van God se woord. So hoor gou 'n bietjie wat sê Galasiërs 5 vers 16 vir ons. But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh, the human nature without God. So wat laat ons toe in ons harte? Julle, ons moet dinge afsny. Ons moet skoon maak, daai onvergewensgesindheid. Ek gaan nou 'n bietjie oor dit praat, oor die kondisies van ons hart. Want in Psalm 51 vers 10 sê dit vir ons, create in me a clean heart, O God, and renew a right, persevering and a steadfast spirit within me. En dan hoor net nou hoe mooi is hierdie, en hierdie kan jy gebruik as 'n gebed. Dis ook uit die Psalms uit, en is Psalm 139 vanaf vers 23 en 24. En hy sê, search me thoroughly, O God,
and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there's any wicked or hurtful way in me, and lead me in the way of everlasting. En dit moet ons gebed wees, is Here, kom verander my hart, kom verander my gedagtes, sodat ek in eenheid sal wandel met dit wat U vir my wil hê, en wat in eenheid is met U. En dit is baie keer dan wanneer ons begin sterk word en warriors word, en nie meer toelaat dat die probleme en die dinge van die wêreld ons oorweldig en ons moeg maak nie. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor dinge wat dinge in ons harte kan kom versuur en die rede hoekom ons partymal so oorweldig kan voel in ons harte. Ek is binnekort weer terug. Sien julle nou weer. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor die kondisies van jou hart. En hoe belangrik dit is om die woord toe te laat in jou geesmens, in jou hart en in jou gedagtes om dit te kom vernuwe. Want weet jy, baie keer sit ons met uitbranding as gevolg van onbeleide sondes in ons hart. En dit is eintlik waar ek wil uitkom. Ek wil vanoggend jou kom bemoedig en ek wil vir jou vra, lewe 'n lewe van ware repentance, as ek dit nou so kan stel. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. So daar kan miskien onvergewensgesindheid wees, daar kan jaloesie wees, vrese, ongeloof. Partymal is dit net 'n bad attitude of letterlik ondankbaarheid. Nou kom ons gaan lees 'n bietjie in Hebreërs 12 van vers 1 tot 2. Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony of the truth. Nou the truth is natuurlik ook Jesus. Let us strip off and throw aside every unnecessary weight and that sin which so readily clings to and entangled us, and let us run with patience, endurance, and steady and active persistence the anointing course of the race that is set before us, looking away from all that will distract us to Jesus, who is the leader and the source of our faith, and also its finisher. So jy het al dalk baie keer gedink, luister, ek is nou burn-out en ek het al hierdie benoudhede en ek het al hierdie stres in my lewe, maar het jy al ooit besef dat dit partymal kan wees dat ons letterlik onbeleide sonde in ons lewe toe ronddra? Want die ding is, ons besef partymal nie eers dis sonde nie. Want eintlik doen ons net ons eie ding en dan dink ons volg die Here, maar dan is dit eintlik ongehoorsaamheid. Want weet julle wat, en ek wil vir julle dit sommer sê in Engels ook, sin will take you deeper than you are willing to go. And it will keep you longer than you are willing to stay. And it will ask you more than you are willing to give. En dit is juist daar wat ons ook gepraat het van die saad wat gesaai word, die gechoke was, want die ding was, jy het dadelik weer weg teruggeval in jou ou maniertjies van sekere goed doen. En hierso gaan ons en ons lees van, you must strip away every weight, elke swaar ding wat jy op jou dra. Wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, maar ek gaan dit nou vir jou dra. So om byvoorbeeld die hele tyd goed uit te stel en uit te stel en uit te stel, is nie noodwendig 'n sonde nie. Maar dit kan dalk 'n weight wees of 'n gewig in jou lewe. Om nie daai verantwoordelikheid op te vat wat jy veronderstel is om te vat nie, is nie noodwendig so te sê sonde nie. Maar dit is 'n weight. Om sekere goed nie te konfronteer nie omdat jy bang is of jy het vrees en jy hardloop weg van dit, is nie noodwendig sonde nie, hoewel unbelief is eintlik maar sonde, maar al hierdie goed is laste wat ons dra en dit maak ons lewe swaarder, want ons kies nie om standvastig en vas te wees in ons doen en ons late nie. Ons dade en ons woorde kom nie ooreen nie. En dan is ons onstabiel en dit is baie keer, dan voel ons nie, dis die Here se skuld dat ek nou al hierdie laste het. Maar die vraag is,
Het jy in die eerste plek jou laste al neer gaan lê by die Here? Kyk jy vir Jesus of kyk jy na jou probleme? Want hier sê dit duidelik, look away to Jesus. Kyk weg van jou probleme, kyk weg van al hierdie goed wat jou wil entangled en wat jou wil swaar las het en kyk na Jesus. En dit is ook hierso waar ons weer eens moet sê, Here, maar ek gaan ophou met hierdie onnodige sondes wat ek intentioneel toelaat in my lewe, want ek besef nou wat U gedoen het aan die kruis. En dis wat ek praat van ware repentance. Daar moet 'n duidelike verandering in jou lewe wees. Voor dit was ek op die troon en ek het gedoen net wat ek wil. Nou het ek my lewe aan die Here gegee en nou is daar 'n before en daar's 'n after. En dit is wat ons moet vra is, wat het ek nodig om hierdie verandering in my lewe te kan sien? Kom ons lees 'n bietjie in Psalm 32 vers 3 tot 4. When I kept silent before I confesses, nee, voor jy jou sy sondes bely, nou sê hy, my bones waste away through my groaning all the day. Jy sal uitgebrand wees. Jy sal moeg wees. Hy sê, for day and night my hand was heavy upon me, of your hand, excuse, ek praat van die Here, your hand was heavy upon me. My moisture was turned into drought of summer. En dit is die ding van die Here wil hê, hy roep jou. En julle net soos leuns, nee, sal sondes jou altyd vashou. Leuns en sondes sal jou lewe uit jou uitdruk. En baie keer dink ons, o nee, ek is moeg en uitgeput want ek doen te veel en dit kan dit wees. Maar ander kere is ons by burn-out. Net eenvoudig omdat ons onbelyde sonde in ons lewe het. Ons het onvergewensgesindheid en ons is kwaad vir 'n persoon en ons hou grudges teen mense. Julle daai is 'n burden en dit gaan vir jou dooddruk in jou hart. Spreuke 4 vers 23 het ons nou hoeveel keer oor en oor gesê. En dis hoekom dit so belangrik is om hierdie konsep te verstaan. So keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you got, for out of it flows the springs of life. En dis baie keer wat gebeur, ons wells, ons fonteine verstop, omdat ons dinge in ons hart laat toelaat, en dan naderhand, dan droog ons fonteine op. So wanneer daar nie meer water in en uitvloei nie, en dit is ook weer eens, dit kom maar weer God se woord, wat moet kom skoon was, dan word ons droog. Ons word leeg, ons word moeg, en dan word ons depressief. Ons gaan net weer so laaste breek vat, en dan gaan ons net dit afeindig met, hoe word ek weer vol? Ek is nou weer terug. Julle, ons kuier nou so lekker saam, en ons praat oor die krag van God se woord, en hoe hy moet deel wees van ons elke dag se lewe. So, maak jouself weer vol met sy woord, want sy woord gaan weer vir jou nuwe begin gee. Dit gaan herstel, dit gaan jou versterk, dit gaan jou vernuwe. En dis hoekom dit so belangrik is om bewus te raak, okay, Here, maar wat is dit wat my fontein laat opdroog? En gaan sit bietjie en gaan dink, maak 'n lysie. Wat is ek intentioneel besig in my hart? En laat die Heilige Gees met jou praat. Wat laat jy toe in jou hart? Wat veroorsaak dat daai fonteine leegloop? En kry weer 'n nuwe perspektief vir die Here. Sê vir hom, Here, wys vir my die motief van my hart. Hoor wat sê hy vir hom en wag op die Here. En laat hy vir jou daai openbaring gee van wat dit is wat jy moet neerlê in jou lewe. Ek wil vir ons nog 'n Psalm lees en ek gaan vir ons lees in Psalm 37 vers 4. En dit sê, delight yourself also in the Lord, and he will give you the desires and the secret petitions of your heart. Weet julle dit, as jy jou hart gaan draai na God en jy sê, Here, U is my alles. Ek gee my drome op. Ek gee my materialisme op. Ek gee myself op. Ek offer myself en ek plaas myself nou aan die kruis, soos wat ons gesê het, ons moet sterwe saam met Jesus. En ek sê, Here, bring U drome in my hart. Wat is dit wat U vir my instoor het?
En gaan dink 'n bietjie en gaan bid en dink, wat is dit wat my terughou? Is dit my hardkoppigheid? Het ek dalk trots in my lewe? Is daar dalk rebellie? Of is dit ook dat ek intentioneel onvergewensgesindheid in my hart ronddra, bitternis? Wat is dit wat ek in my hart toelaat, wat U al lankal gesê het ek moet laat gaan, maar ek is te hardkoppig. Here, help my, sodat ek die goed kan laat gaan. Julle, en is eenvoudig net 'n keuse. Kom ons lees 'n bietjie in Handelinge 3 vers 19. Nou gaan dit vir ons lees in Acts, nou in Engelse translation. So repent. Nou kom ons lees 'n bietjie wat is repentance, want die Amplify verduidelik dit vir ons so mooi. Repentance is nie net om te sê ek dien Jesus nie. Baie mense dink ek het nou tot bekeer gekom want ek glo in Jesus. Dit is nie wat bekering is nie. Repentance of bekering is die volgende: change your mind and purpose. So dan moet, dis hoekom ek sê, daar's 'n definitiewe before en after. Voor dit het jy net jouself gevolg. Nou sit jy God op die troon en jy volg sy drome. En dan sê hy, turn around and return to God, that your sins may be erased, blotted out, wiped clean. That times of refreshing, of recovering from the effects of the heat and reviving with fresh air may come from the presence of God. Julle, en dit is wat ons eintlik wil hê. Ons wil weer in herstel wees. Ons wil weer in eenheid wees. Ons wil weer vreugde hê en ons wil vryheid hê om te word en te wees wie God wil hê ons moet wees. Maar ons gaan dit nooit bereik as ons intentionele sonde in ons lewe toelaat nie. Nou 1 Johannes 5 vers 18 sê vir ons die volgende: We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committed sins. So hier sê hy, as jy werklik tot bekering gekom het, dan gaan jy nie meer in intentionele sonde wandel nie. As jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy doen nog steeds net dit wat jy gedoen het voor Here. Jy skinder van mense, jy vloek mense, jy is jaloers, jy is selfsugtig. Die is nie die vrug van die Here nie, julle. Dan was dit nie bekering nie. Bekering is, jy practice dit nie meer nie. Jy het nou 'n nuwe natuur. But the one who was begotten of God carefully watches over and protect him. Christ's divine presence within him, preserving him against the evil. En dan hoor nou wat sê dit verder. Hy sê, and the wicked one does not lay hold and get a grip on him or touch him. Julle, en dit is die antwoord vir 'n oorwinnaars lewe. En om by 'n plek uit te kom van ware genesing en ware herstel, waar die duiwel nie meer hou vas in jou lewe het nie, is letterlik wanneer jy in righteousness wandel. Jy hou op met jou nonsens, jy hou op met jou adultery, jy hou op met jou fornication, wat ook al dit is. Die Here sal jou oortuig van jou sonde. Want dan het die duiwel nie meer mag oor jou nie. Want dit is die sonde wat 'n grip oor jou kry. Hoor julle die signifikansie van? En dis hoekom dit so belangrik is om tyd te spandeer in God se woord. Laat sy waarheid jou vrymaak. En laat sy waarheid jou lei na genesing, herstel en vryheid. Ons gaan nou net so laaste preek vat. En dan gaan ons net 'n bietjie 'n opsomming, gaan ek alles vir julle net deurgee. Wat het ons gepraat oor vandag? En wat was al die onderwerpe wat ons die laaste tyd oor gepraat het, van kom by die rus van die Here uit. Ek is nou weer terug. Dit was vir my so lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En ek wil net 'n paar punte vasmaak saam met julle wat ons bespreek het. En mag die Heilige Gees kom en vir jou oortuig en met jou praat en met jou werk, sodat jy ook by genesing kan uitkom. So nommer 1 is, God se woord bring ware genesing in ons lewe. Nommer 2, elke woord wat uit die Bybel kom, is soos vars lig, wat God in ons lewe inblaas
dit leer ons, dit vermaan ons, dit korrigeer ons om die regte lewe te kies, sodat ons toegerus kan wees vir dit wat ons moet wees. Nommer 3. Kies verstandelike genesing deur om tyd te spandeer in God se woord. Nommer 4. God se woord gee vir ons alles wat ons nodig het in elke aspek in ons lewe, soos ons gelees het in Psalm 119. Nommer 5. Wat in jou binneste aangaan, kom uit. So waarmee maak jy jouself vol? Nommer 6. Soos God se woord word dit elkeen van ons se lewe gesaai. So sy woord word gesaai, maar dis die kondisie van ons harte wat bepaal of ons dit gaan ontvang of nie. Nommer 7. Baie keer is ons uitgebrand as gevolg van onbelyde sonde wat in ons harte lê. Nommer 8. Baie keer is ons moeg omdat ons eenvoudig te veel doen en dit laat ons uitgebrand voel, maar ander kere is dit omdat ons hart nie reg is nie. So jy moet gaan onderskei, kom my uitbranding as gevolg van elemente wat ek toelaat buite my of elemente binne in my. Nommer 9. Lewe 'n lewe van ware bekering, of ek wil sê repentance, ek love daai woord, ware repentance. Nommer 10. Kry 'n nuwe perspektief by God. Laat hy jou weer wys, wat is gesonde motiewe, en hoe lyk dit wanneer 'n hart weer gesond is. So ons het die afgelope tyd het ek met julle verskillende elemente oor gepraat van hoe voorkom jy uitbranding, en ek wil so vinnig net gou-gou weer deur al daai punte hardloop wat ons die afgelope, ek dink 10 of 11 weke oor gepraat het, net om weer dit julle te herinner daarvan, en laat jy net dit weer neerskryf, en dalk het jy nie al hierdie oproepe of opnames geluister nie, maar nou kan ek ook net vir jou 'n samevatting gee van wat mens nou moet kyk as mens praat van vrede en rus in mens se lewe. So ons vat die akroniem vrede en rus, en dit is die volgende, word die volgende is die verduideliking van dit. So die V is vereenvoudig en verandering. Dis een ding wat ons moet weet. As ons in burn-out is, moet iets vereenvoudig en iets moet verander. Die tweede een is R, wat sê rede. Wat is die rede vir my uitbranding? Wat veroorsaak dit? Is dit goed wat buite my beheer is, of is dit dinge binne in my beheer? Nommer 3 is ektyd. Om tyd te spandeer waar jy jouself recharge met dinge wat vir jou lekker is, en vir jou gees, siel en liggaam kan voed en herstel. Nommer 4 is die beginsel van dankbaarheid. As jy nie kan dankbaar wees vir dit wat jy nou het nie, hoe gaan jy eendag dankbaar wees as jy wel die seën het wat jy nou so oordroom? Die ding is ook, ons moet leer om in elke omstandighede dankbaar te wees, want dit is die antidote vir depressie. Nommer 5 is wat eetgewoontes is. Wat eet jy? Jou kos is nie net daar om jou liggaamlik te voed nie, maar dit het letterlike invloed op jou emosies en die welstand van jou gedagtes en al die klas van dinge, want dit het 'n invloed op dit. Nommer 6 het ons 'n bietjie gepraat oor exercise. So dis vir exercise, en dis nou nie oefening nie, maar exercise. Kom aan die gang, beweeg, en hoe belangrik is beweging vir jou, vir gesondheid, gees, siel en liggaam. Nommer 7 is neem aanvullers, en dit is belangrik om natuurlike goed te neem wat jy weet kan bydra tot jou gesondheid. Nommer 8 is rus en stilte tyd. Dit is wanneer jy ook net by die Here uitkom en net gaan rus by sy voete. Nommer 9 is uitbranding en stres. Dit praat ons van jy moet al die stresse in jou lewe identifiseer. Dis anders as die redes. Die redes was die rede hoekom is ek nou uitgebrand. Hierdie ene gaan oor wat is die stresse? Wat se stres laat ek toe in my lewe? Het ek vrese in my lewe? Het ek anxieties wat ek onnodig saam met my ronddra? En die laaste ene was S, wat slaap is. En dit is so belangrik om by herstel uit te kom, dat jy gees en liggaam genesing kan kry, en slaap is ongelooflik belangrik vir daai element.
So elk onderwerp wat ons hanteer het was die volgende. Ons het eers gepraat oor maak 'n keuse en aanpassing om 'n gesonder lewe te lei. En toe het ons 'n bietjie gepraat oor wie probeer jy beïndruk? En dis weer eens wat is die motief van die hart, nê? So wie is dit as jy 'n people pleaser en doen jy dit want jy wil accolades bou of doen jy dit vir die Here? Toe het ons 'n bietjie gepraat oor gebed en hoe dit sake kan verander. Ons het gepraat oor 'n gesonde leefstyl en oefening soos wat ek nou genoem het. Toe het ons gepraat oor is dit 'n goeie idee of is dit 'n God idee? Nog 'n onderwerp wat baie belangrik was is hoe betroubaar is jou emosies om te leer om emosioneel jou emosies te kan reguleer. En toe het ons nou spesifiek stil gestaan by die motief van jou hart en uit alles wat jy doen, vloei dit uit jou hart uit. Toe het ons gepraat oor wie het 'n invloed in jou lewe en 'n inspraak in jou lewe en hoe belangrik is dit om nie mense wat slegte invloed het, inspraak te hê in jou lewe nie. En laastens het ons vandag gepraat oor die belangrikheid van God se woord en dat hy jou eintlik die grootste inspraak moet wees in jou lewe. So volgende week wil ek 'n bietjie stil staan en ek gaan praat oor die 7 elemente van rus wat mens nodig het in mens se lewe. Dit is wel deel van 'n kursus wat ek doen en ek kan ongelukkig, dis te veel inligting, nie die hele kursus deel nie, so jy is welkom om 'n bietjie uit te vra oor die kursus. Maar die lank en die kort is, ons gaan praat oor die 7 elemente, net introductional, net om te verduidelik, wat se tipe rus het jy nodig in jou lewe? Want dis ook 'n deel van rus wat ons moet verstaan. Want ons is nou besig om in hierdie seisoen in te beweeg van, ons wil fees vier en ons wil rus en ons wil by almal uitkom, maar baie mense is so moeg en oorweldig in Desember. En dis hoekom ek veral nou hieroor wil praat, want ons moet nou intentioneel tyd spandeer om by genesing uit te kom, by rus uit te kom en ook by herstel uit te kom, gees, siel en liggaam. Ek hoop regtig hierdie afgelope paar weke het vir jou ietsie beteken en dat jy ietsie kon leer. As jy dalk van die vorige opnames weer wil luister, jy kan gerus gaan soek op yourdestiny.org.za. Dit sal alles daar onder hartklankprogramme gelys wees en jy kan gerus 'n bietjie daar gaan luister na die opnames wat ons oor gepraat het. Mag jy 'n wonderlike geseënde oggend verder hê. Volgende week kom terug, dan gaan ons 'n bietjie praat oor 'n 7 tipe rus wat jy nodig het in jou lewe. Lekker dag verder. Totsiens.